Goeienaand en baie welkom in nog 'n episode van Lewe en Waarheid met Monay Etienne. Ons sê, ja, Nou, Monay, hoe gaan dit nou? lekker self. Nee, het gaan goed aan my kant. Nou ja, soos ons nou in die vorige episode gesê het, hierdie episode gaan ons 'n bietjie meer praat oor verslawing. Ons is hier vanaand by Victory Village. Ek sê dankie vir die gasvryheid. Freddy, ja, ek dankie dat jy ons oorgenooi het. Dankie vir jou tyd. En ja, ek wil graag hê jy moet dalk net asseblief dit afskop en net ons 'n bietjie meer vertel oor hoe jou paadjie gegaan het met verslawing. Asseblief, as jy dit vir ons so kan stel en vir ons kan noem, laat ons gaan. Dankie, maat. Ja, eerstens thanks dudes, dat ek hier kan wees en dat julle deurgekom het om my te kom sien hier by ons vanaand. Is lekker om julle hier te hê, is altyd wonderlik om julle te sien. Vir die wat nie weet nie, ons is saam op skool. So hier is wat ken mekaar nou 'n goeie, wat se van kom ons sê van 14 af, so ja, 30 jaar plus, ja. Mornay het ons gejoin van 'n ander skool af en somehow het ons met hom opgeëindig. Somehow. So ja, dit was ons plig om hom in te neem. Ja, en julle was baie groot in die sportbedryf obviously op skool en julle het 'n bietjie gechat oor daai tipe getok. My paadjie was bietjie anders, dink ek as julle sin. Ja, op skool half, jy weet, het ek kom ek probeer dit vinnig vertel. Was 'n springbok gimnas gewees en baie goed gedoen met gimnastiek en trampoline, soos wat julle weet. En maar baie beserings gehad. En op die ouderdom van 15, 16 het ek vir die hoeveelste keer my nek seer gemaak. So ek was by 'n paar wêreldkampioenskappe, en die laaste een was in Portugal, daar geval by die wêreldkampioenskappe, teruggekom, weer geval. En toe het hulle eventually gesê, luister, kyk, ek dink dat dit nie ophou, want ons weet nie wat kan gebeur as jy aanhou nie. En dis kom ek maar meeste van my begin loopbaan op hoërskool met 'n nekste rondgeloop het. Wat jy seker sal kan onthou. En anyway, en basies van toe af het my lewe sideways gegaan. Ek het my identiteit verloor heeltemal. Dit was ek begin toe ek 4 was. So vir jy weet 'n goeie 11, 12 jaar was dit al wat ek gedoen het. Ek kon nie jy weet geworry gewees het oor enigiets anders wat so skool of girls of ek couldn't be bothered. En toe val alles daai uit mekaar uit. En met die het ek 'n bietjie van 'n depressie ingegaan, sou ek sê, en opgeëindig in 'n sentrum op 'n baie jong ouderdom, ek sou sê 15, 16. En toe het ek my op medikasie gesit. En ek het toe gevoel dat as jy op hierdie medikasie is, dan voel jy nou nie so erg oor jou probleme soos wat jy voel as jy nie op dit is nie. En baie vinnig dit begin abuse. Jy weet van kalmeerpille tot slaappille tot die tot daai en pynpille en so dis hoe my verslawing begin het. Toe het ek totaal vir grip gekry daarop vir 'n rukkie. Julle weet ek se matriek uit skool uit, opgeskop, Engeland toe gegaan, teruggekom en toe eventually my skool klaargemaak deur die pos. Altyd maar in en uit rehab uit. Dit was maar meer vir pille en daai tipe goed op daai stadium. In en uit rehab uit en ja, tot op die ouderdom van 26 het, ek weet, daar was 'n tyd wat julle glad gesien het na skool, waar julle almal half gesê het, oor die kyk, jy verwoes jouself en hoe jy verwoes ons. Hoeveel keer was jy in rehab gewees tot op die ouderdom van 26, weet? Op daai stadium sou ek sê seker 5 keer, maar in totaal 16. So, dis waar tot op die ouderdom van 37 het hierdie aangegaan, in, uit, dan kom ek reg vir 3-4 maande, begin my relationship fix, kry iets op die been en dan val alles weer plat. Val jy weer na routine. En dit het gegaan van die een ding na die ander ding, hulle noem dit cross addiction, so jy weet, ek kon die pille los, maar dan begin ek drink, of ek kon die drank los, dan begin ek met cat, en as ek die cat kon los, dan gebruik ek die met, en as ek die met kon los, dan is die slaappille, en so het dit maar gegaan, my hele lewe, tot en met ek toe finaal my vrou verloor het, my huis verloor het, my job verloor het, my kar verloor het, my tande verloor het, my skoene verloor het, en alles en op straat geëindig het, en was daar ruk op straat, toe bel ek my sussie en sê, hoor die kyk, ek kan nie so doodgaan. Ek het contemplate myself te hang,
van die boom af en net besef, ek weet nie, ek dink actually die ou langs my, sy naam is Kobus, het vir my gesê, hoor, kyk, hierdie kan nie eindelijk wees nie, is al iemand wat ons kan bel. En die eerste nommer wat ek eindelijk uit my kop uit kon onthou was my sissie se notas, waar my vrou waar my praat nie. En toe het ek haar gebel, toe het sy my ingecheck in long-term treatment, en net nie te ver hier van ons af nie, by 'n plek met die naam Project Purpose. En ek was daar vir 13 maande, en I've never looked back. Uitgekom op 38, weer met my vrou teruggekry, stadig maar seker. En jy weet, selfs al was ons 11 jaar getrouwd geweest, het die Here ons nooit 'n kind gegee, toe ek in addiction was nie, en dank die Here daarvoor. En ons het daar gekry, jy weet, 'n jaar nadat ek uit treatment uitgekom het, en sy is nou 6, so ons is redelike ouers, in die sin van ek kan slaas my kind optel, want ek so uit, maar jy weet, daarom is daar nie skade van addiction. So dis maar my storie. En ja, 'n jaar of 2 uit behandeling uit, toe het ek gesien daar's 'n bietjie van 'n need, in die sin dat mense kom uit long-term treatment uit of uit rehab uit en hulle gaan terug na die areas toe waar hulle vandaan kom, waar al die moeilikheid gebeur het, selfe familie, selfe plekke, selfe dinge, en hulle hou nie. En ek het dieselfde beleef, jy weet, ek kom uit, kan dit regkry vir 'n rukkie val plat. En toe het ek aan Victory Village gedink as 'n tipe van 'n halfway house / sober living community, waar ons dan mense wat klaar is met rehab kom dan na ons toe, en ons help hulle met lisensies kry en werk kry en al daai tipe van goeders doen, en probeer hulle op die been kry. Dis baie nice. Ja. So ek wil net gou terugkom. Ja. Die Kobus ou wat jou nou vertel het nou, Ja. het jy hom persoonlik geken, of Nee, was hy net, sy boemelaar, saam op straat. maar jy het hom geken op straat, of? Ja. Want ek probeer net dink, en ek dink net, was hy nog gestuur geweest as 'n antwoord vir jou, om daar te sê, luister. Wat het jou laat besluit, waar het jy die keerpunt gemaak om te besluit, weet jy wat, is nou klaar. Kobus is definitief gestuur. Ek dink hy is nog steeds op straat. Ek soek hom 'n bietjie. Die ander ou wat saam ons was, weet ek is dood. Maar Kobus het ek eintlik jare voor dit leer ken. Jare voor ek op straat geëindig het. Ek het op stadium uit rehab uitgekom en besluit ek wil 'n boek skryf oor boemelaars. Want ek voel dat as jy regtig wysheid wil hê, moet jy gaan na mense wat dit verkeerd gedoen het, nie na mense wat dit reg gedoen het nie. Weet jy, ek het hierdie plan gehad om hierdie boek te skryf met die naam What Happened. En hierdie oudste interview, en inteendeel het ek nog daai interviews, waar ek met Kobus toevallig gepraat het, en ek het so net met hulle gaan sit en chat, en sê, luister, vertel my waar dit verkeerd gedoen. En dis hoekom ek by hom opgeëindig het, want ek mense op straat geëindig nie geweet waar om te gaan nie, en ek het af en dan vir hom gaan kos koop, so ek dink die Here het hom op my pad gesit lang voor dit. Yes. For sure. Ja. Ja, dis amazing. Dis great. En wat ek wil Fred nou, wat verslawing betref, ek dink almal van ons het verslawing. Of dit nou dwelms is, drank is. Ek dink baie mense het 'n 90, dis my opinie, 90% verslawing persoonlikheid. So dit kan werk wees, dit kan sport wees. Dit kan enige daai tipe ding wees. Ek dink ons almal het daai tipe verslawing. So dit hang net af seker hoe jy dit bedryf en Jy is 100% reg. Ek dink ek het 'n punt bereik in my lewe waar ek my verslawing half as 'n positiewe ding sien, want ek weet ten minste wat fout met my. Jy weet, dis dit help 'n bietjie. Waar daar hordes mense is daar buite soos jy sê wat nie eens weet nie. Jy weet, jy kry verslaving, seksverslawing, pornverslawing, gambling, allerlei goed, limit process addiction, allerlei goed wat aangaan. En die bottom line is, ek dink, verslawing moet gediagnoseer word as iets wat jou verhoudinge begin beïnvloed. Enigiets wat affekteer dat jy die mense om jou begin seermaak of te nakom of nalatigheid begin kom ons noem toepas, beteken dat jy probleme van 'n verslawing het. En dit kom uit jy weet, daar's soveel maniere om daarna te kyk. Party mense glo vas dis 'n disease of 'n illness wat getrigger word deur trauma, en allerlei seker goed, maar die bottom line dink ek is dat ons lewe in 'n wêreld wat baie siek is. En baie van hierdie goed word, jy weet, ons kan hoe lank praat oor wat op die oomblik gebeur met gambling en hoe hulle dit in ons kele afforceer. Men het net al gesê, ekskuus wat jy sê, jy kan by die toilet sit, jy kan huis.
Ja. Dit is so maklik om op die foon te Ons sit. lewe in 'n society wat dit net wat dit baie meer normaal word om seker goed te begin doen en die dopamien wat jy weet wat mense vrystel wanneer jy sekere goed Ja. kry, Ja. is word totaal en al 'n liefde vir enige persoon. Is daar mense wat definitief meer van die natuur het as ander verseker. En ek dink ons drie mag klop van daai drie wees, waar ons het daai neiging om dinge te wil oordoen. En as ons dit reg channel, kan ons baie bereik in ons lewe. Dis jy weet, maar as ons dit nie reg channel nie, gaan ons baie verloor. Maar waar kom my channel? Ek glo dis geloof. Sonder geloof is dit, jy weet, selfs die ouens van NA wat nie noodwendig, jy weet, die Here se naam gebruik in hulle program nie, glo dit is 'n spiritual ding. En ek kon dit nie doen sonder die Here, that's for sure. Ek tot vandag toe nog ons open elke dag met gebed en devotion en ons sing ons praise and worship liedjie voor ons dag begin. Ja, want jy stel 'n voorbeeld. En Dis ja, en dis nodig vir my en ek kan jy weet daar's 'n paar sye aan dit, maar geloof is 'n groot ding. En hulle sê 'n wonderlike ding aan daai ding is dis ek weet nie of ek in Afrikaans kan sê nie, so ek gaan in Engels doen. They say that it's very easy for an addict to believe in God because they've met the devil. So dit is so. Jy So the good and evil type of thing. Ja, So jy jy weet evil daar's gesien. goed en jy weet daar's sleg. Exactly. So Soos daar sleg is daar goed. As So daar ja, goed is dis- daar sleg. en jy weet, as 'n addict dit reg kry, doen hulle wonderlike goed. Ongelukkig, hulle sê 'n addict wat wanneer hulle in addiction is, affekteer hulle 69 mense om hulle. Direk of indirek. En julle kon dit sien met my. Hoeveel mense, Ja. weet, julle twee was beïnvloed. Weet, jy weet ek spesifiek. Ja. Jy moes op 'n stadium sê, "Wow, hey, Boeta, weet ek kan nie meer saam jou wees nie, want jy kom elke middernag by my huis aan en sê jy het hoofpyn en my van Petterdy." Bethedine en Spuite. Ja, en jy weet, op 'n stadium, ek weet met jou en met 'n ander close vriend wat se naam ek nou nie sal noem nie, die mooie. Jy weet wie jy is. Sal ons, jy weet, ek het dieselfde aan hom gedoen en ek het julle skade gedoen en jy weet die selfs jou maale en so kon op 'n stadium probably nie baie beïndruk gewees het met my. So daar's maar die flip side daarvan is ons kan dieselfde hoeveelheid mense beïnvloed wanneer ons dit reg kry. Ek dink jy kan meer mense. Ek kan meer mense want jy het ondervinding. So ja, is belangrik. Maar ek wil graag terugkom by jou Springbok trampoline waar jy seer gekry het. Ek dink jy het self genoem dit was waar jou punt Ja. begin het. En dis waar ons meer wil ingaan oor sportsielkunde want Ja. ek dink veral in Suid-Afrika, sport is 'n groot ding. Mense druk hulle kinders Daar's 'n en nie net van druk nie, dit is elke kind ontwikkel op hulle eie maniere. So jy kan in laerskool 'n fantastiese atleet of gimnas wees. Maar as jy nou ouer word, 'n tiener word, die ander kinders gaan jou opvang. Dis so ek het sien, dis so ek het beleef het. Hulle vang jou op. Ja, dis feite. Dan waar jy dalk in laerskool 'n Springbok atleet was of 'n fantastiese atleet was. Op hoërskool gaan die ander kinders jou opvang en dan wat gebeur? Dan vat hulle jou dalk verby. En dis en daar sê hoe deel jy daarmee? Dus jy op jou nou, okay, ek verstaan beserings, ek was ook deur beserings, maar daai is waar sportsielkunde inkom en dis waar ons wil graag mense net laat sien dat luister, dit gaan en dit kan gebeur. Ja, daar's mense wat regdeur decent doen in hulle sport, maar dis baie min. En dan hoe hanteer 'n tiener wat fantasties was op laerskool, nou op hoërskool sukkel hy. Hoe hanteer 'n tiener daai? Tiener het nie wat ons het as groot mense nie. Ons, jy weet, tiener se brein is nog nie ontwikkel nie. Daai is sy identiteit. Ja. Dis totaal en al sy identiteit daai. So hoe hanteer hy dit? Sure. Daai is waar wat ek wil net hê ouers moet besef dat dit kan en dit gaan gebeur. So hulle moet net daai tekens kan raak sien en besef dat jou kind hulp nodig het. Liefde. Ons het nou nog 'n bietjie oor die tekens gesels. By die onthou en ons het ook sê ons waarna kan 'n ouer uitkyk of sien patrone en goed. Ons het gesels oor die slaappatrone en die eetpatrone. Wel ja, Verduidelik ons bietjie meer waarna wat ouers nou kan kyk as hulle sien hulle kinders
Wel, as twee fasette, dis twee verskillende vrae. So die een gaan oor sport en hoe hanteer jy dit en die ander is oor addiction. So kom ek antwoord jou eerste en dit is tekens van addiction dat jy weet daar's iets op pad of iets gaan sideways is slaappatroon. Jy weet as jou kind nie regtig opstaan nie en of hulle gaan slaap laat, dit kan wees gaming wat dit beïnvloed of dit kan wees jy weet 'n apper wat veroorsaak hulle nie slaap nie en dit sal ook hulle eetpatrone beïnvloed. So mense moet regtig kyk na eetpatrone, slaappatrone. Jy weet daar's natuurlik die pille, daar's soveel goed waarop mense eintlik kan kyk. Ek dink vriendekring is belangrik. Ek dink isolation is verskriklik belangrik. As jou kind hopeloos te veel tyd op hulle eie spandeer, onttrek uit society uit. Ek het nou die dag ook gesê, the opposite of addiction is nie sobriety nie, the opposite of addiction is connection. So, die oomblik as 'n persoon disconnect, dan moet jy weer moeilik. En selfs al is dit nie addiction wat op daai stadium begin het nie, it's something kan lei tot dit dalk. Jy weet, dis al die tekens wat ouers moet na kyk. En aggressief, wat jy dit ook opgetuig het, mense wat, ek het al gesien, Ja, mense as emoties wat Ja, jy wil emosie uit. Ja, hulle sê dat, jy weet, aggressie is eintlik nie 'n primêre emosie. Dit kom uit seer. So, ons word aggressief as ons seer. So, as jou kind aggressief is, jy kan nou sê, daar's 'n gesegde wat sê, if you don't resolve who cut you, you will bleed on people who didn't hurt Ja, you. maar op iemand wat jy nie gesluit nie. So, jy weet, dis daai tipe goed wat gebeur. Maar dis om terug te kom na jou vraag toe, oor sportsielkunde, dis massively belangrik. Ek het nie al baie daaraan gedink in my lewe nie, maar as ek moet op the top of my head dink, dis probably jou 1% van sportmense wat dit maak. Ja, As ons nou praat van praat ons van jy speel Springbok rugby of jy word 'n Suid-Afrikaanse atleet of 99% van die kinders wat aan sport deelneem word, kom ons sê 50% van hulle word hard gedruk vir failure. Nie omdat hulle val nie, maar omdat ander beter is. En hoe deel hulle daarmee? En ek dink die woord wat opkom vir my is balans, right? Ouers moet balans besef. Want as jy dit nie het jy ook nie iets om op terug te val. Weet hierdie mense wat sportbeurse kry vir sport, wat se akademie, jy weet, second fiddle speel daar agter, of hulle word sommer deurgesit, is belaglik, want waar val so terug? Vat een kniebesering, een kniebesering en you never the same again. En hoe deel jy dan daarmee? Want soos ek sê, dis jou identiteit. En addiction is ook rooted in identity. En dan word dit jou identity. Ons praat van die culture of addiction, sorry vir al die Engels, maar die culture of addiction en die culture of recovery. En mens moet besef, hier is 'n wonderlike gesegde wat ouers moet verstaan, is addiction is not the problem. Ons word geleer, society word ons vertel, jy het 'n addiction probleem, jy is die probleem, gaan jy toe sort jouself uit, jy is 'n probleem. En dit werk nie mooi nie, want dit reinstil in my dat daar iets fout is met my. Ek is die issue. Addiction is not the problem. It's the solution to a problem. Want ons almal wat in addiction was, kry iets daaruit. Ons doen dit nie met ons snaaks probeer wees nie. Jy weet, wanneer ek gebruik Jy probeer as seer regmaak, hy dopamine levels opstoot en reg kry. Exactly. So this is the solution. Ja. So wat gebeur in society is ons adresseer die probleem, ons adresseer die solution in plaas van die probleem. So ons sê ja, hy het opgebruik. As jy 'n persoon sal nooit kan opgebruik, is nie deel hoekom hulle gebruik. En vir mense met sportbeserings en sulke tipe goed en identiteite en dan die pynpiller daarmee gepaard gaan, dit sal hoë addiction syfers veroorsaak. Weet ek dink aan Johnny Wilkinson ook. En dis kom ek sê om te kan terugval op iets is so belangrik. Want Johnny Wilkinson, jy weet, skop daai winning drop goal vir Engeland in die Rugby World Cup final. En ek weet nie of julle weet, maar sy lewe het uit mekaar uitgeval daarna. Nee, ek weet glad nie van daarna nie, maar ek weet hy het ook baie gesukkel met beserings. Ja, en daarna het sy lewe uit mekaar uitgeval. Want hy het die pinnacle bereik. En toe, dieselfde sê hulle het met Neil Armstrong gebeur. I mean,
Wat doen jy nou nadat jy by maan geloop het? Want dit is presies dit. Dis presies wat ons sê. Dis wat ons voorheen gesê het. Daaiens wat presies wat ons nou sê van daai kinders wat nou uitval, wat baie goed gedoen het op laerskool, nou val hulle nie net hulle nie, professionele sporters wat Springbok gespeel het, wat dis hulle identiteit en net iewes skielik is dit weg. Wat doen daai ouens daarna as hy nie teruggeval het op plan B tipe? En as hy nie balans gehad in sy lewe nie, gaan hy ongebalanseerd wees as 'n human. Wat beteken En ons voorbeeld is genoem, jy het nou een genoem, maar daar's baie voorbeelde en daar's baie. Jy kan maar gaan kyk. en dan jy ongebalanseerde lewe en dit beteken jou emosionele opbrengs is ongebalanseerd. So jy gaan nie die skills hê om te deel met die goed nie, so simpel soos dit. En jy gaan hardloop na wat ook al die maklikste sal wees. Vroumense. Jy weet, gambling. Al jy kan hardloop na 100 tipe goed doen. Jy gaan jou balans is af. So ek dink dis probably crucial dat jy weet as jy is kom ons sê van graad 10 standaard. Van daar af as jy regtig nog steeds 'n uitblinker is in sport, miskien moet hulle iets dink soos om sportsielkunde 'n vak te maak wat jy moet hê. Dis presies waarna ek Kyk, ek glo baie skole, al die Hulle het dit. skole het die sielkundiges en goed, Maar- en net fysios en ja, maar ek bedoel die skole het dit. Hulle moet sê kyk jy, ons verstaan jy gaan nooit Einstein wees nie. So kom ons vat die wiskunde weg. Ek gee vir jou sportsielkunde sodat ons kan soek iemand wat deur daai is, wat deur dit, wat kan werk met daai kinders. exactly. Maar is dan nie so vaak op skole. Ek weet nie die mense kan ons dalk reghelp as daar nie is nie, maar ja, ek dink is verskriklik belangrik. Vir veral op hoërskool. Dis verskriklik belangrik. Van graad 10 af. Ja. Definitief. Ek stem 100% Ja, as jou kind uitblyk blinker is op baie stadium en dis iets wat hy weet, as dit iets is wat hy wil doen as 'n lewe, moet hy verstaan dat daar's die nodigheid om te sorg dat sy psyche, sy mental capacity okay kan bly om met te deel wat kom. Want ja, daar's 'n probleem as jy selfs die atlete almal van hulle. Iets wat regtig fout gaan, waar val jy dan terug? Jy het iets nodig om terug te val. Exactly. So, en dan kan dit kan uitkom op verskillende maniere waar as jy nie reg daarmee doen. Want dis nou weer 'n ander gesprek, hoe vertel jy dit vir 'n tiener? Want hulle weet alles. So dit is waar die sportsielkunde inkom en as ouers, as geliefdes, wat jou kinders moet laat verstaan dat dit is nie soos ons het ook sê, mik vir die maan en jy val nog steeds rondom die sterre. Maar jy moet kan weet dat jy het iets anders te nodig wat jou by dit kan help, in geval dit nie kan werk nie. Want daar is net 2% wat dit gaan werk. Dit daar is net. Dis 'n realiteit. Ja. Dis bewys. Ja, hoe vertel jy dit vir 'n tiener is die vraag. Dis impossible. Jy moet dit doen voor dit. Dis die truth. Maar saadjie plant Jy van moet- vroeg af. Jy moet 'n verhouding hê met jou Ja. kinders second to none. Ons lewe weer eens in 'n wat society is Afrikaans? But anyways, jy het ons society. Ja. Ons lewe in 'n society waar dit makliker is om iemand te betaal om jou Gemeenskap. Alledaagse lewe. Ja, ek wil nou vas ek sou daar sien sinne verder. Ons lewe in 'n wêreld waar dit makliker is om iemand te betaal om jou kind te fix as wat jy dit self doen. Dis Feite. En ek weet mense is ek weet daar's baie mense wat almal werk. Vrou, man, dis ongelukkig, dis nie meer 40, 50 jaar terug wanneer die man werk. Byvoorbeeld, jy kan sorg vir alles en nie maar sorg vir die emosionele deel tipe ding nie. Dit is die vrouens nog geluister. jy het dit gesê? Sorry dan. Maar ja, maar dit is presies so. So jy hulle het liefde nodig. En ek weet daar's enkel ma's, daar's enkel pa's, ek weet dit is daar. Maar liefde, daar is niks. Liefde en tyd. Weet ons kyk nou Kan dit verruil vir niks. hoeveel skade veroorsaak ons op die oomblik met tablets en fone aan ons kinders. Ja, nee, dis My dogtertjie is 6 en ek sal eers een wees wat sê op party is dit net soveel makliker om net te luister waar sy tablet.
gaan net Nee, daar is definitief En iets oorgevat. ek sien my dogtertjie kyk YouTube Kids, maar ek kan sien daai is daar. En dis wat in crisis addiction is die never ending need dat die volgende ding gaan gaan iets wees. En dis dit word op 'n breinvlak in jou ingebou dat jy nie daarsonder kan lewe nie. So, wat doen ons om tyd om ons kinders te spandeer? Jy weet, weer eens, ons lewe in 'n wêreld waar dinge is maar siek wat. Jy kan nie meer skool toe loop nie. Ek sê nie kan nie. Jy kan, dit hang maar af van waar jy ook bly en ek weet daar's baie faktore wat dit beïnvloed. Maar fiets, ek sien nie fietsslote by skole nie. Ek sien dit nie en ek verstaan hoekom. Ja. Mense is skrikkerig. Maar ek dink waar 'n mens dit kan doen, moet 'n mens dit nog steeds implementeer. Daar's baie gemeenskappe wat toe is. Dat daai skool 'n fietsloot het, laat hulle fiets ry. Maar dit is goed so lekker is om weet caravanning te doen met kinders oor vakansieperiodes. Dis daai gevoel waar die kinders kan speel. Dis waar ons kan nie ons kinders ja. En dit is so goed, maar In Klimboom. ja, mens moet regtig tyd van ons spandeer met jou kinders leer ken. Ek sien soveel keer hier by ons waar daar situasies is van ouers wat eintlik nie hulle kinders ken nie, kinders wat eintlik nie hulle ouers ken nie. En die kind voel hy is die probleem. Dis baie. Dis volop. Dis Dis regtig. Dit is so. En ja, dan jy weet, dan is dit makliker vir die ouer om te sê, vat my kind projek toe die professionele mense daarmee deel. En natuurlik daar bereik 'n stadium waar mense nie meer, wat mense nie as 'n familie daarmee kan deel nie, wanneer die kind begin aggressief word of probleme het met die reg of goed steel of goed breek of seker goed. Ja, fair enough, maar dis bitter belangrik dat ouers deel is van daai proses van dag 1 af in die healing. Dis 'n family disease. Dis verseker in die sin van die familie veroorsaak dit nie, maar daar's goed wat gebeur wat keer dat dit reg kom. Want 'n goed gebalanseerde kind se kans om in addiction te val is maar net minder as ongebalanseerd. En ja, hoe ek my kinders groot maak al van klein af is eerlikheid. Ja. Ek soek eerlikheid, want ek sê vir hulle konstant, daar gaan goed in jou lewe gebeur. Vorentoe, soos jy ouer word, waar ek soek eerlikheid, want dis hoe ek jou kan help. As jy vir my gaan begin jok en al daai tipe goed, dan ek gaan nie weet wat aangaan nie. Wees eerlik met my en ons los die probleem saam op. Kyk waar ek jou kan help. Ons kyk, eerlikheid is vir my, dit is 'n passie vir my. Ek soek dit en dis wat ek probeer in hulle insit. Eerlikheid is my, dit is my baie belangrik. Van kleins af. Ons mense het dit nodig, want hulle moet eerlik kan wees met alles. Ek weet dit is moeilik nou, ek het nou 2 dogtertjies. So ek weet vorentoe vroumense mense gaan nou maar ek wil nie hulle moeder hê. Maar dis nou maklik, hulle is nog klein, wag, hulle word tieners. Ja, dis hoekom ek dit probeer in hulle insit, dat hulle moet weet dat eerlikheid verskriklik belangrik is. Ja, dis fair enough, however. Dit begin altyd by ons. Ja, Alles begin altyd by ons. dis 'n voorbeeld. Jy kan nie, en ek sê nie julle nie, maar 'n mens kan nie verwag jou kind eerlik is as jy ook. En moenie dink hulle tel dit nie. Monkey see, monkey do, hulle doen alles wat ons doen. So, ons moet tyd maak om die regte goed saam te doen. Om die goed te doen wat ons wil hê hulle moet doen. Jy kan nie verwag van jou kind om hierdie eerlike persoon te wees wanneer jy nie is. Wat jy hulle nie eintlik ken. Jy kan nie verwag jou kind moet nie aggressieprobleme hê wanneer jy konstant op die maas kry. Jy kan nie verwag, jy kan nie enigiets van hierdie verwag as jy weet, as jou lewe nie in orde is nie. En jy weet, mens moet altyd begin by jouself. Ek stem saam met jou. As mens begin by jouself en sorg dat daai oorvloei in jou kind. Jy weet, don't do as you told, do as I do. Maar dan moet ons dit doen en dis moeilik. Nee, kyk, dit is nie maklik. Ja. Maar ek sê sommer voorbeeld wees. Mense sê tog
weet nog, toe ons jonger was, toe ons kind was, sonnaskool was verplig geweest. As jou ouers nie weer sonnaskool toe of kerk toe gaan, het jy nog steeds gaan aflaai en het sonnaskool toe gegaan. En wat het jy geleer? Dat jy word verplig om iets te doen, maar jou ouers het dit Ja, ouers, ja. Dis verkeerde way. Jy kan nie verwag jy kan sonder skool gaan heen nie. As jy, Maar maar ek wil nie Hulle gaan aflaai. hulle vir jou stryd sê, maar okay, maar jy Jy- gaan maar jy- met ek gaan. Dit gaan gebeur op 10. Ja. Die oomblik sal van self kan begin dink, moet jy maar wag 'n bietjie. Julle gaan nie. So ek maar gaan. ek glo nog steeds, ou moet probeer, ons as papa's, as Ja, wat vaders, vind jy? Natuurlik. moet probeer om stem op 'n saam. punt te maak om kerk toe te gaan, jou kind in die kerk te kry. Ja. Want as ons dit nie gaan doen nie, hulle gaan nie dit by hulle self doen. Absoluut. So ek glo ou moet weer terugkom op baie ding om te probeer om die kinders, ek meen, kan hulle net tussen daai mense, kan hulle in daai vibe en daai atmosfeer. Maar ja, die voorbeeld lê by ons. Ja. Ja. Dis reg. Ons as papas en mans veral, ons moet die Ja. ons moet opstaan en sê hoor, ons gaan kerk toe volgende. Dit is nie altyd die man, dis die ek glo die Jy's die man, jy's die eier. Ek glo dit, ja. Nee, ek stem saam. Ja, daar steeds wat sê as 'n kind in 'n familielid of 'n kind in 'n familie begin kerk toe gaan, dink ek sal 25% van die familie kerk toe gaan. As 'n ma begin kerk toe gaan, is dit omtrent, jy weet, 65 tot 70%. As 'n pa kerk toe gaan, 100%. Ja, spyt. Ek glo En dit. pa gaan daar gaan familie. Ja, hy's die leier. Dis jy weet, Ons van die huis. daar's 'n massive verantwoordelikheid op ons skouers, maar ek glo die Here gee vir ons die kruis. Jy weet, om dit te kan doen. Hy gee vir ons die krag om sulke goed te kan doen. En jy het vroeër opgebring dat jy weet, dis nie meer daai jare van ouds waar jy weet jy as familie groot geword het nie. En hulle sê die industriële revolusie het baie daarmee te doen. So voor die industriële revolusie was die wêreld basies, okay, jy weet, almal het 'n plaas of 'n plot of 'n ding of 'n huis of en ons almal werk, jy weet, tipe van hier en jy gaan skool toe met die kommune en jy weet, daar's 'n klein skooltjie, maar jy's baie by die huis en pa's ook baie by die huis. So jy sien pa op sy beste. Weet jy, so die oomblik as jy kan begin loop, my vriend, of 6 of 7 is en jy kan iets optel, dan gaan jy saam met pa en jy werk in die karre of jy werk in die land of jy sien pa Ja. op sy beste. Jy sien dat ek my pa kan, weet jy, my pa kan daai regmaak, ek kan hierdie doen, ek sien hom op sy beste. Toe kom die industriële revolusie en sê, "Sjoe, niks meer van hierdie nonsens nie. Julle moet na fabrieke toe gaan en gaan werk." So pa ry 6:00 in die oggend werk toe. Ek sien hom nie eers voor skool nie. Hy kom in die aand by die huis 6:00. Hy's pet. Hy is moer toe sy release. En hy gaan sit op die bank, hy gooi sy branders en hy drink sy branders en that's it. En hy is nog geïrriteerd want hy het al die bills en al die goeders wat moet gebeur, sy kop rond, want hy praat nie. en dan sy lelik met ma, en sy lelik met kinders en almal net stil bly en ek sien pa op sy ergste. Ja. Dis wat ek sien vir my pa, is sy ergste. En dis die voorbeeld wat ek nou neem. Ek sê dis hoekom ons gesê het, mans praat nie. Ja. So as jy daar is, begin praat. Want mans was te trots, ons is te trots. Ons moet gesels. Ons moet gesels. En mens moet besef wat ons kan gebeur, want daar's altyd 'n antwoord vir dinge. Daar's 'n manier om dit te herstel, want ek het te groot geword, jy weet, sonder my pa as sulks in my lewe en baie tyd saam met my ma spandeer. En wat met my gebeur het as gevolg daarvan is ek het wat hulle noem, I became a soft male. Weet jy? Ek is nie gay nie, maar ek het die emosies van 'n vrou. Ek redeneer soos 'n vrou. Ek dink soos 'n vrou en ek sukkel om konflik te hanteer want niemand in my lewe het my geleer om konflik te hanteer. Vry daaroor kan ons ek dink daai is 'n ander episode. Ja. Want daai stem ek 100% saam. Absoluut. En ek kyk ons vrouens het hulle kinders baie goed groot. Ja, maar dis Maar hy het 'n manfiguur nodig. natuurlik. Absoluut. En ons kan weer 'n episode doen, absoluut. Daai is 'n episode heeltemal sy eie. En dan Want kan ek ek 100% vertel- saam met jou stem. En dan kan ek julle vertel hoeveel keer sien ek dit nie. I mean, ons dokumentasie, ons doen 'n baie social assessment van iemand wat inkom hier by ons. En dit beteken, jy weet, jou biologies, jou psigologies en jou psyche en waar jy vandaan kom en jou ouers,
Ons vra nie oor wat jy hoeveel met jy gebruik nie, my vriend. Daai is nie belangrik nie. Ons wil weet waar kom jy vandaan, want dit is wat hierdie probleme veroorsaak. En dit gee ons die moontlikheid om dinge te kan raak sien en mee te deel. Jy kyk na mense wat adopted is. Die issues met kinders wat deur die adoption proses gegaan het, is amper reg deur die bank dat daar 'n probleem sal wees, want hulle het die totale absolute need om accepted te wees. En hulle soek daai acceptance en hulle is die mense wat soms van die mees aggressiefste is, want hulle sal eerder voordat ek jou die kans gee om my seer te maak, gaan ek jou seer maak sodat ek in my kop dink, weet jy wat, ek loop eerder weg as wat jy my verlaat. Dis verskriklike goed wat gebeur. En sal aan die ander kant om, 'n kind wat net soms 'n pa groot word, hy het sekere nurturing goed wat hy nie gaan. Maar dit is wat ons gesels het, want dis episode wat ons wil ingaan, enkelmaas en enkelpaas. Ons so baie na te kyk en dit gaan en ons sal ook weer ken en iemand van buite af kry. So kundige en 'n bietjie kan gesels en lekker. Dit was van hierdie gaan ons hierdie maar afsluit. Ja, nee, ek weet nie, Freddie, wil jy net vinnig vir die mense vertel presies waar jy en ons kan net onder jou nommer, jou nommer aansit. Ons sal dit in die kommentaar insit, maar Fred is meer as welkom. Ja, ons is net so 20 kilogram. 20 kilogram. Ons is 20 km suid van Alberton, so nie te ver van waar julle is nie. Tussen Alberton en Vereniging, en soos ek sê, ons vat mense wat klaar is met addiction of wat regtig al deur die rehab proses was en het maar net sukkel om 'n graaf te kry goeders, wat ons dan by ons en ons probeer hulle help. Ons community wat met liefde en ons sien en daai van goed deel, natuurlik Christelik gebaseerd en ja, ons probeer letterlik meer die ouetjies wys hoe om te doen. Want ja, en ek het nou die dag besef, ek dink dit was nadat ek julle gesien het die laaste keer, dat ek besef dat ons wat in addiction is, dis vir ons so moeilik om dit reg te kry, want ons kom reg, nee, dis die skrikwekkende ding, ons kom elke keer reg. En ons is shop, in 'n plek soos hierdie waar ons is, en ons tussen ons mense shop. Dis die wêreld daar buite wat ons opneem kan. Want daar's goed in die wêreld wat is, wat nie goed is vir ons. Jy weet, die hoeveelheid drank, die hoeveelheid gambling, die hoeveelheid porn, die hoeveelheid seks, die hoeveelheid die mens kan aangaan en aangaan is die hele tyd daar vir dit. Ons moet nou regkom in 'n wêreld wat gebroken is, maar die wêreld wil meer ons. Dit is baie moeilik. Ja, dit staan vir. Anyway, so Victory Village, julle kan ons kry op Facebook en op die web, die interweb. Maar Fred, ja, jy sal obviously alles opstuur op die kommentaar, op die comment seksie, ons sal dit daar opsit. As jy luister, as daar ouers is wat hier nog kyk wat enigstens dink oor die I don't know, my nie, telefoon op, kom sien ons, kom ons chat, praat met ek en hulle, sit die trots weg, en ons glo vas, reik uit, ja, reik uit, en humble yourself, jy hoef nie alles te weet nie, jy gaan nooit alles weet nie, kry die hulp wat nodig is, en vra die regte vrae as jy worry, want ja, jy wil nie jou kind moet soos ek 37 maak is. Ja, maar vriend, ons net jou baie dankie sekuriteit en vir goeie werk wat jy doen, dit is regtig amazing, en ons is baie trots op jou, ja, pragtig, baie trots op jou. Van my fakulteit te doen. Dit gaan ek nie weer doen nie, gaan aan met die goeie werk wat jy doen, is genuine amazing. Dis hier. So, dankie. Afsluit met gebed. Ja, Jacques. Here Jesus, ons sê baie dankie Here vir hierdie tyd saam met ons geliefdes en vriende, Here. Ons sê dankie vir die seëninge. Here, dankie vir hierdie tyd dat ons mense kan inlig, Here, en die mense wat wil uitreik, Here, asseblief, dat hulle antwoorde kan kry op hulle vrae. Gee hulle die antwoorde, Here, en ek vra asseblief, as ons verslaaf moet raak, Here, laat ons verslaaf raak op U woord, Here. Dankie vir alles. Amen. 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 Thanks julle. Dankie. Julle moet 'n lekker aand verder hê en ons sien julle op die volgende episode. Dankie. Thanks Ray, Freddy. Yes, Bye. Bye.